Dis hy regstreeks hierso van die Standard Bank Klankbank het ek vir Jandrey van Paxis, Jandrey van Paxis en hulle stalletjie nommer is C44. Jandrey van Paxis C44 regstreeks van die Standard Bank Klankbank. Jandrey, vertel my 'n bietjie Paxis. Waarvoor staan Paxis? Wat doen Paxis? Wat se tipe dienste lewer julle? Daar's hy. Baie dankie. So Paxis staan vir Precision Agricultural Systems. En wat ons doen is ons doen die landbouchemiese bespuitings hommeltuie. Nou, dis nou baie groot tegniese naam in Afrikaans, maar is maar basies die crop spraying drones, soos wat die Engelsman nou dit so noem. So ons voer hulle eintlik in. Ons het 2016 begin. Was ons eerste maatskappy in Suid-Afrika wat hulle ingebring het. En ons is eintlik die langstaande ouens wat invoer direk van China af van DJI af. So ons het nou ons is baie bevoorreg om te sê ons het gegroei tot en met die grootste verspreiders in Afrika in die laaste paar jaar. So wat ons doen is ons bring hulle direk van China af in. Dan sit ons die pakkette aan mekaar en dan verskaf ons daai produk of van die kontrakteurs of van die boer privaat self. Sit vir hom die hele pakket bymekaar met opleiding, naverkope diens en dan natuurlik jou support basis. Goed, Jandrey, as ek jou dan reg verstaan, julle vlieg nie self die drone of julle bespuit nie self nie, julle verkoop die drone saam met die pakket aan die boer en dan hy sprei self of aan die ouens wat die spreikropwerk doen. Net so, ja. So ons het op 'n stadium die kropspraying die diens self aan ouens gebied en ons het al gesien, jy weet, daar's soos die Engelsman sou sê, conflict of interest gewees vir ons en ons kliënte. So toe sê ons, okay, ons moet nou maar fokus. Jy weet, ons kliëntebasis het gegroei tot op 'n punt waar ons moet sê, ons moet nou fokus of net ons diens ons kliënte of ons, jy weet, maak ons kliënte nou kwaad. En ons het toe, dit was 'n goeie stap geweest wat ons geneem het en vir die laaste 2 jaar doen ons fokus ons net op die naverkoopdiens opleiding en dan konsultasies om die ouens op die been te kry, hoe om 'n besigheid te begin met kropspraying. Wat is die wetlike aspekte en dan natuurlik jou opleiding op produkspesifiek as ook burgerlugvaartvlak. Goed, as jy gaan kyk na wat kos 'n trekker en 'n spuit en arbeid 'n boer om sy lande mee te spuit, en dit hang seker maar af hoe groot is 'n boer se lande en ook wat 'n tipe landbouproduk hy het wat besprei moet word, maar kom ons praat van 'n gewone aardappelboer, argumensaal, want dit is maar waar die grootste area in ons area is. Is daar enige besparing vir 'n boer om in so 'n stelsel te belê? En ons hoef nou nie spesifiek 100% rand en sent te praat nie, ons praat dalk nou van persentasie gewys, as jy nou byvoorbeeld 'n sprei trekker met sy sprei, want dit is die hele komponent, dis nou die hele pakket, versus hele pakket wat julle dan nou bied rondom die drone wat julle dan verkoop met die pakket en alles. Wat se tipe besparing kyk 'n ou daarna en is daar dalk ook, ek verstaan daar's ook 'n tipe van 'n insetbesparing rondom diesel ook wat jy spaar en dan ook rondom die gif wat jy spuit wat jy ook spaar. Is ek reg as ek so praat? Net so net dis 'n baie goeie voorbeeld wat jy gevra het voor op aardappel spesifiek. So as ons gaan presisie praat op nommers wat ons baie vir die boere doen is voordat hy 'n drone ooit koop, wys ons vir hom wat kan hy bied, wat kan die drone bied, waar kan hy spaar, waar is dit beter en byvoorbeeld met aardappels op 'n 128 rye aardappels in 30 hektar land, wat nie 'n vreeslike groot land is nie. 30 hektar aardappelland van jou 128 of 130 rye. Daai boer betrap gewoonlik tussen 38 en 42% van sy aardappels per jaar. Doen die wiskunde op 30 hektar is amper R1 miljoen. Okay. Nou daai betrapping haal jy heeltemal uit as jy 'n pakket insit vir 'n drone. So pakket nou by ons R328,000, dit is alles van drone tot kaste tot jou opleiding, jou batterye, jou laaiers, alles inkluis. Kyk ons na so 300, kom ons werk op 330. Natuurlik afhangend van hoe groot jou pakket is, maar as jy daai produk vat net so vir die waarde wat jy kry en daai ou op aardappels spesifiek waar hy daai R1 miljoen 'n jaar sou verloor hy nou absoluut niks van dit nie. As ook minder kompaksie, jy natuurlik jy trap niks dood nie. Jy het nie meganiese slytasie nie. Daar's 'n generator, hy laai 'n battery, die battery word aan die drone gesit, die drone spuit. Jy kan opgaan tot en met 250, 300 liter 'n hektaar, afhangend natuurlik van wat se model drone jy het.
En op hoë volume applikasies kan jy tot en met 20 tot 30 hektar 'n dag doen. Lae volume applikasies kan ons enigiets tussen 80 en 100 hektar 'n dag doen. Goed, so daar het julle dit boere, as jy nou luister na wat Jean Drey vir ons sê, betaal daai ding eintlik homself af en jy spaar nog geld terug in jou gatsak in. So gaan maak 'n draai daar, die manne wat aardappels plant en wat altyd so sukkel met die drywer wat op 'n betaalnaweek drink en nie spuit nie en nie opdaag nie en dis altyd 'n geskree en jaag jou bloeddruk op. Gaan praat met Jean Drey en sy span en dat hulle vir jou pakket bymekaar sit. Daai ding betaal homself af en gaan praat met Paxus daar by stand C44, Jean Drey. Jean Drey, ek wil net voor ons nou vir mekaar totsiens sê, wil ek net hoor, as 'n ou nou 'n boer by vir jou byvoorbeeld kom en hy het nie nou die 350 of hy nie nou die 400 000, kom ons met 'n ronde getal van 400 000 argumente daar neersit om die ding te koop nie. Het julle finansieringsopsies vir dit of wat is daar so iets wat julle doen? So ons doen ongelukkig nie binnehuise finansiering nie, maar daar is 2-3 maatskappye wat ons nou al voorheen mee gewerk het, byvoorbeeld die Agrimark ouens wat al finansiering aangebied het vir van ons kliënte. So ons gee net vir die ouens die kontakbesonderhede van die ouens wat ons weet dit aanbied. Hulle praat met die manne en ons vat dit van daar af. So ek probeer net, my verantwoordelikheid is om te kyk of ek die boer so gou as moontlik kan help. Vinniger hy finansiering kry met wie ook al dit is, hoe beter. Daar's hy, en as 'n ou byvoorbeeld nou drone het en hy wil 'n nuwer model koop, ry hulle oues in of is daar nie 'n mark vir dit nie? So daar is 'n tweedehandse waarde definitief vir die drones. So baie van die ouens wat wil opgradeer, verkoop hulle dan tweedehands. So ons kry ook, jy weet, net soos wat ons navraag kry vir ouens wat splinternuut wil verkoop, kry ons baie splinternuut drones wil koop, kry ons ook navraag vir die ouens wat tweedehands wil koop. So vir die wat tweedehands dan wil koop, dan sit ek in kontak met my kliënte wat tweedehands wil verkoop, want ek weet dit maak dit vir hom makliker om op te gradeer. So ja. Daar's hy, so lyk my daar is 'n heeltemal 'n totaal en alle pakket wat jy daar by Jean Drey by Paxus kan kry in sy span by stalletjie nommer C44. Ek wil dan vir Paxus en Jean Drey en sy span baie dankie sê regstreeks van die Standard Bank Klankbank af dat julle weer eens hier by die Nuwe Boere Bemarkingsdag betrokke is. En dit is altyd lekker om ook met 'n maatskappy besigheid doen wat altyd weer met 'n oop hand staan en teruggee vir die gemeenskap waaruit hulle ook hulle besigheid uit kry. Jean Drey, baie dankie. Geniet die volgende 2 dae saam met ons en ons hoop dat julle dit saam met ons sal geniet en ook dat ons julle volgende jaar weer hier sal sien. Uitstekend, baie dankie.